die storie van Jesus van in Jerusalem op die kruis is twee teenpole van mekaar, en baie keer van ons lewens voel dieselfde. Ons het hierdie oomblikke van prys, maar ons het hierdie oomblikke van, weet jy wat, ek voel nie eintlik vreeslik baie nou so nie. En Jesus was regtig, as jy nou dink, om in 'n stad in te gaan en almal verwelkom jou met hierdie liefde, maar almal so draai hulle gesigte van jou af as jy op die kruis hang. En wat hy deurgegaan het vir ons om te sê, ons sien wat hy in die kruis gedoen het, en ons werk het dan nou andersterom. As jy so ons ontmoet Jesus Christus, die een wie vir ons sondes gesterf het, die Jesus aan die kruis ontmoet ons, sy liefde vir ons, en dan beweeg ons na 'n plek toe waar ons hele lewe hom prys, en het konstant bly dat as en wanneer en in sy teenwoordigheid ons hom aanbid. Maar ek dink die groot ding is volwassenheid, want as dit andersterom werk, dan is daar nie baie volwassenheid nie. Dit is vir enigemand maklik as, ons kyk nou, dis Boefwolfie was, is baie maklik as hulle sing en dans en op en afspring vir almal om te, ja, want dis mense, as jy opgesweep word vinnig opgesweep, 'n groot groep mense saam is baie gevaarlik, want hulle volg 'n trend, verskriklik vinnig. So, om so te begin, maak dit soms dat jou pad nie een van volwassenheid gaan wees nie, want ons sien dit in daai storie. Maar nou sien ons die storie van die disippels, waar hulle hierdie opleiding gehad het, nou het hulle hierdie Jesus het vir ons sonde gesterf en die Heilige Gees kom, en nou is die pad van volwassenheid om terug te keer na 'n plek waar daar 'n konstante prys is, maar dis nie 'n eenvoudige een nie. Dis 'n van toewyding en een van leiding, en een waar jy gewillig is om te verander. Want hoe ek prys voor Jesus is nie hoe ek vir Jesus prys nie.